Welkom terug by die Groot Ontbyt. Ons gesels vanmôre oor Wêreldplantgesondheidsdag. Dit is die 12de Mei, vandag gedoop deur die Verenigde Nasies. Die eienaar van Plantland, Jimmy Malan, is hier vanmôre. Ons kuier op die Geelbank spesifiek oor plantgesondheid, hoe om jou tuin in die gang te hou. Goeiemôre Jimmy. Goeiemôre julle. Lekker om jou te hê vanmôre. Jimmy, ek moet nou vir jou sê, ek probeer my bes, maar my grasperk vrek nog steeds. Ai. Dis hoekom ons hier om lekker te gesels vanoggend. Ons gaan vir jou al die raad gee vandag. Nou maar netjies, ek smal oor. Praat bietjie met ons oor internasionale plantgesondheidsdag. Hoekom is dit belangrik om so 'n dag te hê internasionaal, dink jy? So ek dink die belangrikheid van dit is om net weer te besef hoe belangrik plante vir ons is. As ons nie plante het nie, kan amper niks in die lewe kan aangaan nie. Ons kan nie op hierdie lekker bank sit nie, want ons sou nie hout gehad het nie. Die suurstof sou ook nie daar gewees het nie. So dis maar net om seker te maak om te kyk na jou plante en die gesondheid van jou plante. So dis nie net fisies die gesondheid van die plante nie. Dit gaan ook oor voedselsekuriteit. Dit gaan ook om die plante wat ons het in Suid-Afrika en wat Suid-Afrika mooi maak om dit ook te beskerm. So dis maar net om almal attent te maak dat tuinmaak is verskriklik belangrik. Jy moenie al die geld net gaan spandeer op klere en mooi goedere nie, jy moet tuinmaak ook. Wat is van die grootste gevare as dit kom by plante in die natuur? So ons grootste gevare vir plante in die natuur is, soos wat ons dit nou maar noem, alien invasive species. So dis plante wat van ander lande afkom, wat nie in Suid-Afrika sekere predatore het wat hulle onderdruk nie. So dis een van die groot voorbeelde is lantana, en dan ook soos die wat noem hulle die prickly pear, die my Engelse eerdam my eerdam raak op die truksvye, yes. So die truksvye is ook 'n groot ding wat ingekom het Suid-Afrika toe en dit vervuil net. So ons moet dis ook om seker te maak dat ons die plante wat nie in Suid-Afrika hoort nie en wat nie die natuurlike vyande het nie, wat geklassifiseer word as die alien invasive, om hulle te onderdruk, om hulle te beheer, sodat hulle nie die biodiversiteit so goed omgooi dat ons inheemse plante basies daaronder lê nie. So dit is ons grootste gevaar, is die plante wat van buite afkom, daai plante wat tannie so na braas sit as sy moet deurkom of wat ook al, die steggies en goed wat sy oor see kry, wat nie getoets is nie, wat nie seker is nie. Dis ons grootste gevaar in Suid-Afrika, is plante wat so inkom en dan basies die biodiversiteit se goed heeltemal omgooi. Dit gaan oor daai kans wat die inheemse plante het. Dit neem daai kans weg vir die inheemse plante om te groei. Ek bedoel, hoeveel van ons ry nou in die plat en dat ons sien hierdie pink blommetjies in die veld en ons dink, "Jo, dis al pragtig, nee." Maar dis die lelikste onkruid wat daar is. Dit is. En hy's verskriklik erg. Sy wortelstelsel, hy vat al die voedingsware uit. So dis plante wat op verkeerde maniere ingekom het Suid-Afrika toe en dan vat hulle basies oor want niks kan hulle beheer nie. Daar is in die wet natuurlik vereistes as jy 'n grondeienaar is, moet jy byvoorbeeld seker hierdie black wattles byvoorbeeld kap en die smeer. Is daar genoeg van dit, dink jy? Ek dink daar is genoeg. Dit is maar die uitdagings van Suid-Afrika, hoe dit geïmplementeer word. Dit is nie altyd so nie, maar om seker te maak dat jy jou deel doen, is maar net om daai plante wat nie daar moet wees nie, om hulle onder beheer te kry en seker te maak dat hulle nie basies oorvat wat dit nie nodig is nie. Maar nou moet ek vir julle toe, want julle praat so pragtig oor al hierdie plante en ek is 'n leek wat nou daai persoon is wat na die pink plantjies sal kyk en dink, "Sjoe, dis mooi." Verstaan? So ek weet nie altyd wat die indringerplante is wat die verskil maak of effek het op die biodiversiteit nie. En ek dink bewusmaking speel dan eintlik maar so groot rol en dis presies wat julle ook dan eintlik maar doen. Want dit is so, ek meen tuinmaak is lekker. Dit is nie as jy kyk na die plantjie, moet jy nie kyk wat is al die gevare wat hy moet doen nie. Jy moet kyk na die ding en sê, "Jesus, is mooi." So dit is waar dit inkom en dis waar die inligting moet inkom alreeds van vroeg af, dat jy kan sien, want daar's nie so baie plante wat regtig nou alien invasive is nie. Daar's maar 'n kort lysietjie, so maar net om sekere bewusmaking te hê dat die mense kan sien, hoor, hierdie plantjie gaan ek nie plant nie, ek gaan eerder hierdie een plant en dis waar dit belangrik is om na jou kwekerye toe te gaan, na webtuistes toe, te gaan oplees op sekere goed en die regte vrae te vra ook. As mens die indringerplante is nou een element, maar daar's nou ander elemente. Daar's byvoorbeeld seisonaal groei sekere goed en ander goeders glad nie. Yes. Waar gaan 'n mens inligting kry oor dit? Behalwe natuurlik om na Plantland toe te kom, waar loer 'n mens? Waar bemagtig jy jouself? So die internet is volop van dit. Soos my pa altyd sê, hy sê ons is verskriklik gelukkig of ek is baie gelukkig want ek lewe in die tyd van Google. So dit is die lekker ding. So alles is volop in die internet en dan jou naaste kwekery. Ek dink dit is die lekkerste ding dat ons kwekery in Suid-Afrika is so goed en daar's soveel kennis
die kennis moet net getap word. So moenie bang wees om te vra nie. Gaan in na jou naaste kwekery toe gaan vra en hulle gaan vir jou die inligting hê daarvoor. En dan al die webtuistes op Google. Ek wil net sê, gaan maar na die kwekery toe, want ek het ook gegoogel en alles het gevrek. So gaan sien nie wat. Gaan maar na die kwekery toe, hoor. Nou terwyl ons praat oor my plante wat alles vrek die hele tyd, hoe bly my plante in my huis en my tuin gesond? So Jennifer, dit is die belangrikste ding is om te eet. Soos wat ek en jy, as hoe gesonder ons eet, hoe beter is ons immuniteit en presies met die plante ook. As jy nie vir die plant voeding gee nie, dan gaan die plant nie gesond kan wees nie. Dan gaan sy immuniteit af en dan begin hy siek te word. So jy moet seker maak dat jy voer hom. Gelukkig is plante nie soos ek en jy nie, so daar's nie gesonde kos en slegte kos nie, so daar's nie te veel chocolates vir plante nie. Enige voeding is regtig belangrik vir plante. Ons werk op 'n thumbsak wat ons altyd sê, of jy kan werk daarop, is altyd 4 weke. So as jy in fases werk van 4 weke wat jou plante voed, dan gaan jou plante altyd gesond wees en hoe gesonder dit is, hoe meer suurstof gee dit ook vir ons. So daai bietjie wat jy vir die plant gee, soveel meer gee vir jou terug op die einde van die dag. Jy praat van suurstof en dies meer. Daar is plante wat natuurlik voordelig is vir jou of jy nou bewus daarvan is of nie in jou huis wat jy kan gebruik of in jou tuin. Yes. So die plant wat ek sal sê wat in die huis regtig moet wees in een en elkeen Suid-Afrikaanse huis is 'n spatifilum. So dit is die peace lily. Dis daai wat die mense kom, hy het so wit blommetjie. Nou hy stel, dis wetenskaplik bewys, hy stel die meeste suurstof vry van al die binneshuise plante. So dis 'n plant en dan is dit ook, dan sien jy okay, hoorie, hoe is die verhouding in die huis want hulle sê mos hoe meer hy blom hoe beter is die peace in die huis. So dis ook vir jou 'n barometer om te sien, okay, doen jy dinge reg, is jy op die regte pad. Dit is nou winter, so as ek nou besluit, ek gaan nou begin plant en tuin maak, watse plante kyk ek nou na? So daai is julle, dis soos wat Peer gesê het, in seisonale plante, maar al jou plante wat jy wil hê, al jou struikplante, dit is die plante wat jy nou moet plant, want nou in die wintertyd is die tyd wat die wortels set, seker maak die plant groei reg, sy wortels groei reg, en dan in die seisoen as dit kom, dan groei hulle baie mooi. Dinge wat jy nou na moet kyk is, in die wintertyd het ons nie so baie blomme nie, maar ons winterherfskleure kom in, soos jou Nandinas kleur, fantasties, hy's lowergroen deur die jaar, en hierdie tyd van die jaar dan word hy daai diep rooi kleure. So dis nou tyd om te speel met ons herfskleure, ons winterkleure, so Nandinas, Abelias, en dan is daar goed van, dis die lekker ding van Suid-Afrika. Hier in Pretoria sit ons en ons het nie so koue winter nie en dan gaan ons Bloemfontein toe en ons gaan bietjie verder en daar raak dit verskriklik koud. So daarso is goed soos jou rose wat nou hulle blare gaan afgooi, maar dit is die belangrike ding. Mense vra altyd vir my, ek hoorie, wat moet ek nou plant en wat moet ek nie plant nie. Daai plante wat jou so bietjie grief, jou sterrekrap wat hier in hierdie hoek is en jy wil skuif, dit is nou die tyd om jou plante te skuif. Dis die tyd om jou plante te snoei. So wintermaand is nie net maak jouself warm en vryf jou handjies warm, trek jou handskoentjies aan en gaan werk in die tuin want dan gaan jy baie mooi tuin in die seisoen. Ek kan nie wag vir hier in ons in Pretoria die herfs, die vygies om te kere te gaan en die vuurpyle van die alwyne om te begin rooi raak nie, maar Plantland verjaar, wat doen julle vir hierdie Plant Health Day wat julle noem? So wat ons het besluit hierdie jaar, ons doen die pelargoniums, die malvas, ons het combo deals by Plantland en vir elke combo wat verkoop word, gee ons dan R10 terug aan die navorsingsorganisasies. Om ons te help om te kyk hoe kan ons plante gesonder kry sonder met minder chemikalieë. Want chemikalieë op die einde van die dag is sleg vir almal van ons. Dit is omdat ons in buurt woon, wil ons nie sterk chemikalieë gebruik wat kinders kan asma kry of sulke goed nie. So ons moet seker maak dat ons plante produseer met genetika wys dat die genetika baie sterker is wat nie so vinnig siek word nie. So daai geld gaan dan terug in navorsing in sodat dat ons kan sien watse plante moet ons groei, hoe moet ons dit doen dat ons kan beter en slimmer wees. Daai is so mooi gesê, want weer eens is iets wat ek nie eens aan dink nie. En as mens dink aan vandag wil almal net die vinnigste oplossings hê. Jy wil net iets spuit of iets gooi, maak nie saak hoeveel chemikalieë dit is nie, want dit moet tog net mooi lyk in jou tuin. En daar is tog eerder van verstaan te dink aan die natuur en die genetika daarvan. En dit is my so mooi dat jy sê, wees net bewus. Daar is goeie soos asma. Ek het nie gedink eers aan die chemikalieë sommer die asma byvoorbeeld by. En dit is wonderlik vir my dat jy wel geld vat en teruggee om daai navorsing te doen.
Nee, dis vir ons baie lekker want ek meen vir ons by Plantland in Malansie en sê tuinmaak moet makliker, geriefliker en bekostigbaar wees. En deur dit om sekere genetika in te bring en plante in te sit wat 8 maande van die jaar blom en glad nie so siek word nie, so niks hoef gespuit te word nie en jy kan regtig net op jou patio sit en jou wyn geniet en die plante blom. So maak jou huis gesonder, ja. Exactly, ja. Ja, baie dankie Jimmy. Dis lekker om te hoor dat 'n mens daarom nog in die winter kan tuin maak. Ja, en dit gesond kan doen, dit goed vir jou kan wees. En dit help, hulle sê tuinmaak is beter as Prozac, so dit maak jou rustiger, dit doen alles. So almal van julle klim in julle tuine, julle gaan rustiger wees. Ja, my apteker gaan bankrot raak. Ek sê baie dankie Jimmy vir jou tyd en moeite vir. Dankie baie julle. Dis dan Jimmy Malan van Plantland nou om met ons te gesels oor die dag vir plantgesondheid internasionaal vandag. Maak 'n draai by Plantland en help 'n bietjie. Jou plaaslike kwekery het al die antwoorde. Ryk net uit, praat met die mense.